Hallo vriende en baie welkom by vandag se broodbrokkie. Die huwelik is vandag onder geweldige druk. As ons na die wêreld kyk, sien ons hoe vinnig huwelike uitmekaar val en hoe mense se siening oor hierdie instelling verander het. Maar het jy al ooit gewonder wat God se oorspronklike bloudruk vir die huwelik was? Dit is nie sommer net 'n menslike tradisie of wetlike kontrak nie. Die huwelik het 'n baie dieper, ewige doel. Dit is ontwerp om die liefde binne die drie-eenheid te weerspieël. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit Genesis 2 vers 24 wat soos volg lees: Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en hom aan sy vrou bind en hulle sal een vlees wees. Wanneer ons hierdie bekende teks vanuit 'n grammatikaal historiese perspektief beskou, moet ons teruggaan na die heel begin van die skepping. God het sopas die mens geskape. Genesis wys ons dat God die mens as man en vrou na sy beeld geskape het. Toe God gesê het, laat ons mense maak as ons verteenwoordiger, sien ons reeds 'n pluraliteit, die Vader, Seun en Heilige Gees wat in volmaakte eenheid saamwerk. Die historiese konteks van die antieke Nabye Ooste was vol kulture waar huwelike dikwels net oor oorlewing, mag of rykdom gegaan het. Maar God breek deur hierdie kultuur met 'n radikale nuwe konsep. Het jy geweet dat die Hebreëse woord verbind in die Bybel letterlik beteken om aan mekaar vas te klou? Dit is soveel meer as net 'n gevoel, dit is 'n bewustelike, daaglikse keuse om onbreekbaar trou aan mekaar te bly. En wanneer die skrif praat oor een vlees, gaan dit glad nie net oor fisiese eenheid nie. Dit beskryf eintlik 'n volkomme samesmelting, 'n lewenslange verbond, waar twee lewens in 'n diepe band van liefde tot een verweef word. Dink vir 'n oomblik hieroor na. Binne die drie-eenheid is daar 3 persone, Vader, Seun en Heilige Gees. Hulle is uniek, maar hulle is volmaak een. Daar is geen jaloesie, selfsug of kompetisie tussen hulle nie. Hulle leef in absolute, opofferende liefde en harmonie. Dit is presies wat die huwelik moet wees. Man en vrou is 2 verskillende, unieke individue, maar in die huwelik word hulle geroep om een te wees. Die huwelik is God se manier om vir 'n stikkende wêreld te wys hoe die volmaakte eenheid in diversiteit van die drie-eenheid lyk. Hier is 'n skriftuurlike feit om onsself aan te herinner. Die huwelik is nie 'n menslike uitvinding nie, maar 'n goddelike instelling wat God se eie wese weerspieël. Die skrif wys reg deur die geskiedenis dat God 'n God van verbonde is. In die Nuwe Testament gebruik Paulus hierdie selfde beginsel in Efesiërs 5 wanneer hy die huwelik vergelyk met die verhouding tussen Christus en die kerk. Die historiese feit is dat die huwelik bedoel is om 'n lewende prentjie van God se liefde binne die drie-eenheid te wees. Wanneer ons huweliksmaat liefhet, dien en vergewe, wys ons vir die wêreld wie God is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U die huwelik ingestel het as iets heiligs en moois. Ons loof U vir die volmaakte liefde en eenheid wat daar binne die drie-eenheid is. Ons bid vandag spesifiek vir huwelike. Waar daar konflik, afstand en seerkry is, vra ons dat U Heilige Gees genesing en herstel sal bring. Help getroude paartjies om mekaar lief te hê met dieselfde opofferende liefde waarmee U ons liefhet. Help ons om die belofte van een wees te beskerm en te koester. Mag ons verhoudings 'n helder lig wees wat U karakter na die wêreld weerspieël. Ons vra dit in die magtige naam van die Here Jesus Christus. Amen.